Jezus voeten spreekt hij woorden, zoek aan mij. Ja, wees de plek wat ik ontdek. Ja, mag het mij aldag daar krijgt. Als ik zit aan Jezus voeten, ja, ik denk aan al mijn weer. Dan voel ik zijn trouwe liefde. Oh, dwing mij om mijn oor te geven. Oh ja, als ik zit aan Jezus voeten, oh ja, wat kan sterfelijk beter krijgen. Oh ja, zonder last blijft daar een moeite. Oh ja, daar is rust en vrede voor mij. Oh, als ik zit aan Jezus voeten, ja, dan ik met geen antwoord krijg. Ja, uit zijn volk smaak in overvloed. Oh ja, van genade rijk en vrij. Oh ja, zien mij, o my heiland, sien my. Halleluja. Oh, aan die voeten. Oh, laat die liefde my bestraal. Ja, toon my daar oh ja, geef mij die geest van Jezus. Oh ja, schenk mij ook zijn heiligheid.
everlasting. Ons hoop, sy heiligheid. O, mag ons doen, ons was by Jesus. Harmonie, halleluja, hy is ons gerechtigheid. Halleluja, 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 halleluja. Ons gerechtigheid, prys die Here, halleluja. Dank Here Jesus. Halleluja. Lift me up above the shadow. Lift me up, oh Lord, and let me stand on the mountain tops of glory. Let me dwell in your land. Oh, lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand on the mountain tops of glory. Let me dwell in your land. Hallelujah. Lift me up above the shadows. Lift me up, oh, lift me up and let me stand on the mountain tops of glory. Let me dwell in your land. Praise the Lord. Lift me up above the shadows. Lift me up, oh, lift me up and let me stand. Oh yes, on the mountain tops of glory. Let me dwell in your land. Praise the Lord. Lift me up above the shadows. Lift me up, oh, lift me up and let me stand. Hallelujah, on the mountain tops of glory. Let me dwell in your land. Praise the Lord. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand on the mountain tops of glory. Let me dwell in your land. Praise the Lord. Lift me up above the shadows. Oh yes, lift me up and let me stand. Hallelujah, on the mountain tops of glory. Let me dwell in your land. Praise the Lord. Lift me up above the shadows. Oh, lift me up and let me stand. Hallelujah, on the mountain tops of glory. Let me dwell in your land. Praise the Lord. Lift me up above the shadows. Lift me up, oh, lift me up and let me stand. Oh yes, on the mountain tops of glory. Let me dwell in your land. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord, lift us up and let us stand. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Here. Dank U daarvoor. Halleluja. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde, en dankie Here Jesus, dat ons kan saam met U wandel in die hemelse plek. En dat alles as gevolg
van die Heilige Gees wat ons deelagtig geword. Nadat ons gered is deur die bloed, gedoop is in water, dank ons U vir die Heilige Gees. Here, ons sing so mooi daardie koortjie, o Gees van geloof en krag, kom nou terwyl ons wag. Reinig elke biddende hart, doop ons met U krag vandag. Halleluja. En ons dank U het gesê, gaan wag in Jerusalem totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte. Dan sal ons U getuies wees. En ons eer U in hierdie aand, dat ons weet, dit bly nog dieselfde. Niks het verander nie. Die mens en omstandighede verander, maar U Gees, U woord, U waarheid bly onverander. En U self ook. Baie, baie dankie, Here, dat ons dan in hierdie aand met vrymoedigheid kan kom en sê, o Here, ons het nou gesing, gee my Heer die Gees van Jesus. Ons weet dat ons die Gees van Jesus in ons lewe deelagtig geword het, maar die Heilige Gees is ook aan U gegee, sodat ons daarmee gedoop kan word en ons kan waarlik sing, gee ons Heer die Gees van Jesus. Dit wat die Vader vir U gegee het, gee dit so ook aan ons. Halleluja. En ons dankie dat die Heilige Gees is die onveranderlike, saam met die woord van God. En ons wil U loof en prys, omdat ons weet, in hierdie oomblikke, dat die Gees van die Here sal werk soos wat Hy wil. En laat ons net gehoorsaam en onderdanig sal wees, om net dit uit te voer wat die Heilige Gees vir ons sê om te doen. Ons eer U, omdat ons nie as wesens agtergelaat is nie, maar Here, U het U Gees, die Heilige Gees aan ons gegee. En daarvoor loof en prys ons U tot in alle ewigheid. Baie, baie dankie, Here, dat ons weer eens na U onfeilbare woord kan luister. En ons dankie, Here Jesus, vir elkeen wat 'n oor het, wat kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ja, prys U groot en heilige naam. Ons wil baie, baie dankie sê, Here Jesus, dat U elke oor sal bestryk met U bloed, sodat elkeen net die waarheid sal ontvang in sy lewe. Here, want die woord sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En nou dat ons tot die waarheid gekom het, Here, laat ons by die waarheid bly. Net die Heilige Gees kan ons daarin leer en lei. Vashou aan die waarheid, Here, want die waarheid is die grondslag van die gemeente van Christus. Halleluja. Ons dank U daarvoor al. Prys U groot naam, dat U dan U woord in elke hart en lewe sal seën in hierdie oomblikke. En aan U gee ons al die eer en ons prys. Amen en amen. En ons dank die Here dat ons so saam kan wees, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons dank die Here dat ons dan in hierdie oomblikke, halleluja, na die woord van die Here kan luister. Ek is Pastor Flippie Gerber, telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. En wanneer ons nou na die woord van die Here gaan kyk, ons het nou die afgelope tyd, dit is nou die 4de aand, wat ons dan ook nog steeds praat oor die Heilige Gees en vuur, en veral die vuur, wat vir ons so belangrik is. En as ons alles na kyk, dan sien ons net een ding, waarvoor is die vuur daar? Wat is die doel van die vuur? En ek glo dat ons het agtergekom waarom die Heilige Gees en vuur vir ons so belangrik is. Halleluja. En die Here het vir my, met my weer gepraat, jy spesifiek oor die vuur van die Heilige Gees, maar dit is kosbaar, soos wat die woord van die Here dit vir ons verklaar, en ek gaan dit so aan die oordra in hierdie aand. Prys die Here. Nou,
daar's een ding wat ons moet onthou. Die wil van God is, dat Christus sy liggaam as 'n offer sal gee. En deur Christus is dit die wil van God die Vader, dat ons liggame sal gee as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevalle offer. Nou, hier is 'n baie interessante ding. Ek gaan dit net vinnig noem, want dit is belangrik. Die Here sê vir Abraham dat hy met sy seun Isak gaan offer. Nou, ek wil dit so uitdruk, dat Isak is die offerlam van Abraham. Abraham is die vader, Isak is die seun. So Abraham kon net sowel gesê, dis my offer. Dis my offer wat ek nou aan God gaan. Halleluja. En wanneer dit kom in die Nuwe Testament, sien ons dat in die Ou Testament het die Here ook gesê, my offer. Nou waar hy praat van wat God sê, my offer, is die voortdurende offer. Dis die brandoffer met sy spysoffer en sy drankoffer. Spysoffer is die brood van die lewe, die drankoffer is die bloed van Jesus. Maar dis 'n brandoffer. En God die Vader sê dat hierdie offer is my offer, want dit is my seun. Abraham het sy offer, sy seun aan God geoffer. Maar in die Nuwe Testament sê God die Vader, dis my offer, dis my seun. Halleluja. Maar hy word vir julle geoffer. Halleluja. Dit is die teenoorgestelde. Abraham se is aan God en Christus is vir ons as mens, te wille van die mens. Halleluja. En daarom praat die Vader ook van, in die Ou Testament is baie mooi, hy praat van, hy my spysoffer, my vuuroffer. Wat is sy spysoffer? Dat Jesus is die brood van die lewe. Wat is die vuuroffer? Is die Heilige Gees. Dit is baie interessant. Die Heilige Gees word 'n gawe genoem. Halleluja. En dis waarom dit so belangrik is, as altyd moet onthou, dat die offer wat vir ons gebring word, die brandoffer, is die spysoffer en hy is die drankoffer. Dit meen brood en bloed. Maar hier gebeur iets baie mooi in die woord van die Here. Wanneer ons gaan kyk na hierdie offers, en hy sê in Exodus 29 vers 18, jy moet dan die hele ram op die altaar aan die brand steek. Dit is 'n brandoffer aan die Here. En hier sê hy, 'n lieflike geur. Maar om hierdie lieflike geur te kry, moet die offer aan die brand gesteek word. Halleluja. Ek meen, ons boervolk weet, as jy in 'n area hier waar ons bly, as jy in die straat beweeg, en iemand braai vleis, dan ruik jy dit. Dit waar, jy ruik dit. Sê, dit ruik daarom lekker. Nou wanneer ons kom by die offer, die brandoffer, hy moet aan die brand gesteek word, sodat dit vir die Here 'n lieflike geur kan wees. En wat baie interessant is van hierdie offers, elke offer het sout bygekry. Jy kan dit gaan lees. Veral in Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie. Jy kan dit maar gaan lees, daar is sout by. En dit is net so, wanneer jy gaan kyk na iemand wat vleis braai, en hy het sout en peper op, en miskien ligte sous of wat ook al, braaisous ensovoorts,
die geur wat daar uitkom. O, halleluja. Dit is wonderlik, en wat interessant is, die spysoffer is brood, wat gebraai word met speserye ensovoorts, op die altaar. En dit het 'n lieflike geur gegee. Die brandoffer, hierdie vleisoffer, het 'n lieflike geur aan die Here gegee. En dan sê hy ook, in Eksodus 29 vers 25, neem dit dan uit hulle hand en steek dit op die altaar aan die brand, bo op die brandoffer. Wat is bo op die brandoffer? Halleluja. Hierdie is my mooi. Hierdie spysoffer met sy speserye en alles in, is bo op die brandoffer geplaas. En die Here se woord sê, as 'n lieflike geur voor die aangesig van die Here, halleluja, prys die Here. Dit is 'n vuuroffer aan die Here. Dit meen 'n vuuroffer, want die vuur veroorsaak dat die brandoffer met die spysoffer 'n lieflike geur voor die aangesig van die Here bring. Want dit is 'n vuuroffer, hy word aan die brand gesteek. Halleluja. En dit het my dadelik laat dink aan een ding. Op Pinksterdag het die Here God die vuur aan die brand gesteek. Hy sê, ek het gekom om vuur te bring op hierdie aarde. En hoe begeer ek om dit aan die brand te steek? Broer, en op Pinksterdag, toe steek die Here die vuur aan. Maar hierdie vuur wat hy aansteek, is as gevolg van die offer wat gebring is. Dit meen, dis 'n vuuroffer. O, halleluja. Halleluja. Prys die naam van die Here. Hy sê dit in Levitikus 2 vers 13. By al jou offers moet jy sout bring. Ek meen, jy moet die are oor die vuur braai. Koring, gebreekte korrels en vars graan, dit moet op die vuur gebraai word. Ons praat nou vandag van 'n braaibrood. Halleluja. Maar hierdie is vir my so mooi, wanneer ons na hierdie offers gaan kyk, wat 'n lieflike geur voor die aangesig van die Here is. En terwyl ek die skrifte so deurgaan, en die Here praat met my, dat hierdie lieflike geur, ek wil dit so uitdruk. Hy sê in Efesiërs 5 vers 2, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, jy moet nou baie mooi luister, as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Halleluja. O, prys die Here. Wat? Christus, die offerlam, 'n broer wat op die altaar was, wat die vuur van die Here het hierdie vuur op Pinksterdag aan die brand gesteek. En as gevolg van hierdie vuur, die Heilige Gees, hierdie vuur, halleluja, het die offer van Jesus, wat 'n brandoffer en 'n spysoffer en 'n brandoffer, 'n drankoffer is, dit het 'n lieflike geur voor die aangesig van God gebring. Halleluja. En daarom sê die woord die volgende, en ek wil dit graag lees, net voor die versie kry. 2 Korintiërs, kom ons gaan kyk wat sê 2 Korintiërs. Halleluja. 2 Korintiërs, en ons gaan die tweede hoofstuk lees, 16de vers. Hy sê, maar God, kom ons lees die 14de vers, maar God sê dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Wie is daartoe bekwaam? Dat jy die reuk
van die lewe tot die lewe kan versprei. Wie is daarvoor bekwaam? Kom ons sê ek nou vir u. Jy is alleen bekwaam om dit te kan doen, as jy die volgende doen. Prys die naam van die Here. Halleluja. Want hy sê in hierdie gedeelte, in die woord van die Here, ek wil dit vinnig lees. Ons het nou net gepraat van die gawe en offer aan God, dit is Christus se liggaam. En sy liefde tot 'n lieflike geur. Nou wil ek dit sê. My liggaam en jou liggaam is 'n brandoffer, 'n vuuroffer. Dit is wat dit moet wees. Net soos die Here Jesus se liggaam aan God 'n welgevalle offer gewees het. 'n Offer aan God tot 'n lieflike geur. Dit is waarom Paulus skryf in die volgende vers, Romeine 12 vers 1. Hy sê, ek vermaan julle broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. Dit meen wanneer ek, halleluja, my liggaam as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer gee, dan stel dit my bekwaam, sodat ek kan versprei die geur van Christus en die reuk van Christus, die reuk van die lewe tot die lewe, vir die wat verlore gaan, is dit die reuk van die dood tot die dood. Halleluja. Dit is dit wat my bekwaam maak, my liggaam wat 'n offer word. Gedurig op die altaar. En hier is 'n baie interessante ding. Ons sing altyd hierdie koortjie, ek hoor hom nie meer, hulle sing hom nie. My alles op die altaar en wagtend op die vuur. Waar die vuur? Dis die Heilige Gees. Dis die altaar en die vuur, die altaar en die vuur. Want die altaar en die vuur wat hierdie offer, ek wil amper sê verteer, veroorsaak 'n lieflike geur voor die aangesig van die Here. Ek weet nie of jy dit aan jou lewe, hierdie geur en hierdie reuk belewe. Jy kan dit aan geen mens beskryf. Daar is niks op hierdie aarde wat so ruik. Halleluja. Want as jy hom ruik, dan voel jy die lewe in jou kop. Maar dit kan net kom as gevolg van 'n liggaam wat lewend, heilig en aan God geoffer word. Halleluja. Prys die Here. En dat die Heilige Gees vuur hierdie lieflike geur uit hierdie offer kan haal. Prys die Here. Dis wonderlik. En dan sê hy 'n baie interessante in Levitikus 6 vers 13. Hy sê vuur moet gedurig op die altaar brand, aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Dit meen ek moet gedurig deur, en die woord is baie duidelik, ek moet myself dag vir dag, moet ek myself eintlik doodmaak. Dag vir dag moet ek my kruisig. Dag vir dag moet ek myself prys gee aan die Here. Dit meen elke dag moet op die altaar bly, wagtend op die vuur, en so seker as wat jy lewe, die Here steek altyd die vuur aan die brand. Halleluja. As jy op die altaar bly, die Here steek jou aan die brand, halleluja. En dit veroorsaak 'n lieflike geur, en hierdie lieflike geur word 'n reuk van die lewe tot die lewe. Prys die Here. En dit laat jou oplewe. Dan sê hy in die 6de hoofstuk, die 12de vers, hy sê, en die vuur op die altaar moet gedurig aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Daar kerk is 'n wapen wat sê vuur moet op die altaar gedurig deur brand. Nou vra die Here, wat het geword van die vuur? Hulle het die embleem daarvan. Hulle het 'n wapen daarvan, wat hulle uiteensit met 'n altaar, en vuur moet gedurig op die altaar wees. Here, maar waar is die offer? Waar is die altaar vandag? Waar is die vuur vandag? Halleluja. En die woord van die Here is baie duidelik. Wanneer ons kom by die offer van Jesus,
die lam se liggaam. Hy is 'n drankoffer. Hy is 'n sondoffer, hy is 'n spysoffer, hy is 'n vuuroffer, Heilige Gees, halleluja. Wanneer ons al hierdie dinge deurgaan, dan kan ons net een ding sien. God het nie meer, hy stel nie belang in die offers van bokke, stier en bok, en selfs in die bloed daarvan. Hy stel nou net belang in een, en die nommer 1, dat sy seun die offerlam sal wees. Halleluja. En dat ons, wat in hom glo, 'n offer sal wees, lewend, heilig, en aan God welgevallen, sodat wanneer ons onsself offer, dat dit 'n lieflike geur voor die aangesig van die Here gaan wees. En ek lees 'n vers in die Bybel. Dit het my, oh halleluja, ek het net gesê, Here, ons as mens verstaan niks. As jy kan onthou, Adam en Eva sondig, en die wêreld, hierdie aarde word vervloek ter wille van die mens. Die Here kom met die sonvloed, baie mooi, en daar's 'n sondoffer, en daar kom 'n sondvloed. Dis weer 'n sonde, 'n vloed wat die sonde, die mens wat sondig doodmaak. Maar daar's 'n sondeoffer. 'n offer wat die sonde van die mens kan weg. Halleluja. Oh, prys die Here. En die dag toe Noag uit die ark kom. Hierdie is seker een van die mooiste verse in die woord. Toe ek hierdie vers lees vandag, ek het die ark en die sonvloed het ek al baie gelees in my lewe. En vir die eerste keer, omdat die Here met my gepraat het oor die offer, hierdie vuuroffer, hierdie brandoffer, die oomblik as die vuur aangesteek word, dan gee dit 'n geur af. Toe lees ek weer die gedeelte oor die altaar wat Noag gebou het, toe hy uit die ark uitgekom. En hoor wat sê die woord. Heel eerste, Genesis 8 vers 20. En Noag het vir die Here 'n altaar gebou. Vir wie? Vir die Here. Hy sê, en van al die reindiere en al die reinvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring. Luister mooi, wat? Brandoffers. Brandoffers beteken net een ding. Die offer word op die altaar aan die brand gesteek. Dis 'n brandoffer. En dit is wat die Here Jesus is. Hy's 'n brandoffer. En dit is wat ons moet wees, 'n brandoffer. Maar hoor wat sê die woord. Genesis 8 vers 21. En die Here het die lieflike geur geruik. O, prys die Here. En die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie. Dit ben die vervloeking van die aarde. Soos wat Adam dit ontvang het. Hier by Noag. Die Here sê, ek sal dit nie verder vervloek nie. Dit meen, daar sal geen vervloeking verder wees. Net omdat hierdie lieflike geur van die brandoffer, wat op die altaar met vuur aan die brand gesteek is. 'n lieflike geur voor die aangesig van die Here. As jy dink daar's vervloeking oor jou lewe, kom maar gee ek jou vanaand goeie. Jou alles op die altaar en wagtend op die vuur.
jou liggaam as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer. En wanneer die Here die vuur aansteek en hierdie offer van jou laat brand, sal dit 'n lieflike geur en die Here sal al die vervloekinge wegneem. Ons wil met die duiwel beklei die hele tyd. Dit gebeur. Ons deur die bloed en deur die Heilige Gees en deur die krag van God kan ons die werke van die duisternis bestraf. Maar as jy wil hê dit vervloekinge moet van jou verwyk, klim op die altaar. Ek dink nie ons besef wat die vuur van die Heilige Gees vir ons beteken nie. Want as dit maak nie saak hoeveel offers daar is nie. As die Here nie die offer aan die brand steek nie, dan is daai offer wat jy bring niks werd. Oh, halleluja. Dit was in my so wonderlik. Hy sê, want die versinsels van die mens hart is sleg van sy jeug af. En ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref, soos ek gedoen het. Een offer. Duisende, miskien miljoene mense wat gesterf het in die sonvloed. Een offer. Ek wil dit amper so, God het berou gekry dat hy die mens gemaak het. Maar hier is dit, hy sê die Here het in sy hart gesê, ek sal nie die aarde verder meer vervloek te wille van die mens. Ek meen, hierdie mense hart is vuil en verdraai en weet nie wat alles nie. Ek kry vanmorgen 'n comment of vanmorgen se boodskap. Weet jy toe ek die verse gaan lees wat die persoon sê, toe sê ek, Here my God, kan hierdie persoon met al hierdie vuil, slegte, sondige gedagtes in sy lewe sit, terwyl hy luister na die Heilige Gees vuur en die doping met die Heilige Gees en al hierdie wonderlike dinge. Here, kom want hy op hierdie boodskap van vanoggend, so 'n vuil boodskap. Ek het my kop vasgegryp en sê, o my God, help ons. Want die mens het geen gesag of ontzag vir die Heilige Gees. Niks. En veral nie vir die vuur. Maar ek wil vandag vir iets sê. As jy van vervloeking en alles ontslawe raak, klim op die altaar. Offer jou liggaam as 'n lewende heilige en 'n welgevalle offer aan die Here. En ek wil vir jou sê, dat die Here sal die vuur van die Heilige Gees in jou lewe aansteek. Halleluja. En elke vervloeking sal verdwyn. Gehoor iemand my vertel, ook 'n prediker hierdie woorde. Iemand geken, nie hy nie, maar 'n persoon wat 'n duiwelaanbidder geken het, wat tot bekering gekom het. Maar ook nie werklik tot, maar hy het seker net tot in sig gekom. Maar die persoon vra vir hom, ek weet dis iemand wat die Here dien, hy is in die Pinksterkerk. En die persoon, die man vra vir hom, nou, hoe gaan julle te werk? En hy sê hierdie ding. Hy sê, ons is nie bang vir enige Christen. Hy sê, maar tussen hulle is daar manne en vroue, as jy hom sien, dan brand daar 'n vuur in sy binneste. Hy sê, en die duiwelaanbidders het dit probeer om daardie mense te vervloek,
Hy sê, maar dan keer daai vervloeking terug na hulle. Hy sê, en dis ellende vir hulle gewees. Hy sê, ek sal in my lewe nie, op daardie ene wat ek die vuur binnekant sien, 'n vervloeking oor hom bring nie, want dit gaan terugkom na my toe en erger as wat ek gedink het om hom aan te doen. Hoor, en toe ek hierdie vers lees, toe sê ek, my God, waarom is hierdie goed verberg gewees? Vroeger jare het die Pinkstervolk het nie geweet nie, maar hulle was vol van die Heilige Gees en vuur, en geen vervloeking het oor hulle gekom nie. Halleluja, maar hier in hierdie tyd, jou liggaam moet jy gee as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer, en jy moet op die altaar beland, en jy moet kan uitroep by alles op die altaar, en wagtend op die vuur, want die God wat met vuur antwoord, hy is God, halleluja, en die Here Jesus sal jou antwoord met die Heilige Gees en vuur. Josua die hoëpriester. Oh, halleluja. Die Here sê, ek sal vir hom 'n vuurige muur reg rondom wees met heerlikheid daar binne. Waar die vervloeking, waar die duiwel, waar die mag van duisternis kan deur hierdie vuur druk. Nie een. Hulle kan nie eens 'n vervloeking uitspreek. Halleluja, want binnekant is dit heerlikheid. En dit is so, wanneer die vuur van die Heilige Gees brand, ou broer, in jou lewe, en jy is gedurig op die altaar, dan is jy vol van heerlikheid, maar hierdie heerlikheid, dit word beskerm deur die vuur van die Heilige Gees. Geen negatiewe, duiwelse gees kan indring om jou heerlikheid van jou te beroof. Is waarom ek nou nog gesing het. Gee my Heer die Gees van Jesus. Skenk my ook sy heiligheid. Mag ek toon ek vas by Jesus. Hy is my geregtigheid. Gee my Here die Gees van Jesus. Wat hy het geweet. Sy liggaam moet die offer wees. En dit sal die offer bly vir altyd. En my liggaam en jou liggaam moet 'n offer word. En hy moet 'n offer bly vir altyd. Maar ek het gesien hoe baie van die altaar afgeklim het. En hulle gewend het tot al hierdie halfgebakte negatiewe ding, maar geen vuur is. En hulle is in 'n toestand vandag. Ek vra vir jou, kan jy die ou koortjies sing, my alles op die altaar, en wagtend op die vuur. Here, ek gee my liggaam as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer, en ek plaas myself op die altaar, en ek roep uit, halleluja, wagtend op die vuur. O, halleluja, o, halleluja. Om 'n offer te raak is nie maklik. Ons sing ook daai een, alles offer ek, alles aan my dierbare heiland, ja, alles offer ek. 'n broer, en dit meen alles. As jy jou liggaam wil gee as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevalle offer, dan moet jy jou alles offer. Jy moet niks uithou nie. Halleluja, ten volle geoffer word op die altaar, wagtend op die vuur. Vader, ons kan U eer in hierdie aand. Here, van die begin af, van Abel af, wat geoffer het, en wat die offer aan die brand gestuur. En dit het regdeur gekom tot by Noag. En o Heer,
'n lieflike geur gegee. Laat ons offers waarlik 'n lieflike geur afgee. Reuk van die lewe tot die lewe. Here, sodat almal met wie ons te doen kry, dat dit lewe tot die lewe sal kom. Dat U sal doop met die Heilige Gees en vuur, soos wat die woord van die Here dit vir ons deurgegee het. Here, halleluja, hulle wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees, laat hulle net weer op die altaar beland, Here. Halleluja. Hulle wat verlang om gedoop te word met die Heilige Gees, laat hulle eers dit doen wat jou lied sê, my alles offer. Here, ek offer alles, ek vra nie, ek offer. Maak my los van elke sonde, want ek wil myself offer. Wêreldgesindheid, wêreldgelykvormigheid. Om nie soos die wêreld te wees nie, maar om te kan sing, te wees soos Jesus. Ek verlang om te wees soos hy. Want sy liggaam was 'n heilige en 'n lewende en aan God 'n welgevalle offer. Afgeskei van die sondaars. Wat sonder sonde was. Sy bloed was skoon en heilig en rein. Alles offer ek. Baie dankie, Here, dat elkeen hulle daartoe sal bring, dat hulle liggame 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer sal wees, sodat dit 'n lieflike geur voor die aangesig van die Here sal wees, wanneer die vuur van die Heilige Gees in hulle lewe brand op hierdie altaar. Halleluja. My alles op die altaar en wachten op die vuur. Oh, wachten, ja wachten. Oh, wachten op die vuur. Oh ja, my alles op die altaar en wachten op die vuur. Wachten, ja wachten. Oh, wachten op die vuur. Oh yes, my alles op die altaar en wachten op die vuur. Oh, wachten, ja wachten op die vuur. Ja, my alles op die altaar en wachten op die vuur. Wachten, ja wachten op die vuur. Oh, Here Jesus, halleluja. Oh, halleluja, halleluja. Ja, Here, my alles op die altaar en wachten op die vuur. Prys U groot en heilige naam.
Halleluja, halleluja. O Here, ons sing die vure brand voort. En Here, ja, die vure op die altaar sal voortbrand. 'n lieflike geur en 'n reuk tot die lewe. Vir elkeen in Jesus se naam en ons prys U. Halleluja. Prys die Here. Ons wil vir elkeen dankie sê wat hierdie Pinksterdienste so saam met ons die hele tyd was. Eer die Here vir elkeen. En ons glo dat ons het uit die Here se woord geleer deur die Heilige Gees sover Pinkster aangaan. Wat die Heilige Gees en vuur werklik in ons lewe kan doen. O, halleluja. Net onthou, van môre aand af is ons weer by ons huisgodsdiens 9:00 en na die tyd dan sing ons heerlik saam. En ons kyk uit daarna om U weer daar te sien. En die Here seën U elkeen en ons weet hy doen dit tot verheerliking van sy groot naam. Amen en amen.